Goeienaand en vanaand is ons by die tweede deel van ons week van gebed en ek vertrou dat na die eerste gedeelte dat julle ook meer tyd spandeer het in die woord van die Here, want daar het ons gepraat oor wat God se wil is vir ons lewens en dat ons in 'n verhouding moet wees met hom, dat ons nader moet groei aan hom en dat ons nie so bekommerd moet wees oor môre nie. Maar voordat ons begin vir vanaand, kom ons bid net saam. Here, ons sê vir die dankie dat ons weer by mekaar kan wees om rondom die woord ook te kan open en te hoor wat U wil vir ons sê rondom U wil vir elkeen van ons se lewens, hoe U ons lei in alledaagse goeders en alledaagse besluite, dat ons ook sal sien uit die woord van God waar U ook saam met ons gaan en hoe U ook vir ons intree en wat U ook vir ons bied in die besluite wat ons moet neem elke dag. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So gisterand het ons gepraat oor wat God se wil is vir ons lewens en gesien dat dit gaan nie net meer oor die doen deel nie, dat ons wil graag weet wat ons altyd moet doen. En baie keer dan sê God vir ons, het gaan nie oor wat jy wil doen eendag nie, maar eerder oor wie jy moet word as kind van hom. En vanaand praat ons 'n bietjie oor die ding van as God se wil nie duidelik is nie. Want ons, ek dink baie van ons en van julle ook, het al vir die Here gevra, wys my net, skryf dit in die hemel, of skryf dit teen 'n muur, of praat hoorbaar met my, dat ek net weet wat ek moet doen, waartoe ek moet gaan, waar ek moet bly, al daai tipe van goedes. En dan baie keer dan voel dit vir ons, en ons wonder, is dit die Here wat met ons praat, of is dit net ek, is dit my eie oortuigings, is dit hy wat my beweeg, of is ek net emosioneel dalk op hierdie oomblik, is dit die gees wat binne in my iets doen, of is dit gisterand se garage paai, wat nie meer so lekker werk nie. So en dan baie keer dan sê ons maar, kom ons maak 'n deal met die Here. Ons sê vir hom, Here, as daar iets gebeur, dan sal ek weet dat hierdie is 'n teken van U af. Soos een van die kinders het nou die dag gesê, as ek 'n ladybug sien, dan weet ek hierdie verhouding gaan nie werk nie. En toe sien sy 'n ladybug en toe hou die verhouding aan nog vir 'n hele paar maande, maar dit het toe nou nie gewerk nie. So ons maak baie keer hierdie deals met die Here om te probeer om half God se arm te draai, of ons te sê, maar gee ons hierdie teken, laat ons net kan weet wat ek moet doen, waartoe ek moet gaan en al daardie tipe van dinge. Ons wil doen wat aanvaarbaar is, ons wil doen wat reg is vir die Here. En baie keer is daar nie 'n brandende bos nie. Daar's nie 'n skrif teen die muur nie. Daar's niks wat duidelik is nie en ons wonder, is dit regtig die wil van die Here? En wat ons moet verstaan is, wat ons hier net moet leer is dat God se wil vir ons en dit wat hy wil hê ons moet doen, is nie net altyd 'n fluistering of 'n stem uit die hemel nie, maar dit is ook baie keer wysheid hier op aarde, dat ons moet kies om sekere goeders te doen. Dis nie altyd 'n toedeur of 'n geleentheid nie, dis baie keer, of 'n oop deur en 'n geleentheid nie, dis baie keer 'n toedeur waardeur God ons beskerm, dalk teen onsself of iets anders wat sou gebeur het. En dis nie altyd 'n geestelike roeping nie, maar baie keer is dit net 'n praktiese keuse wat ons moet uitoefen in ons lewe. En baie keer is God se wil onduidelik en ons weet nie presies wat om te doen nie. So ons gaan 'n paar verse lees uit Paulus se lewe uit. En julle ken vir Paulus, vir die van julle wat dalk nie vir Paulus ken nie, hy is iemand in die Nuwe Testament. Hy is seker die tweede mees geesgeleide mens in die Bybel na Jesus Christus. Hy het begin deur Christene te vermoor en die kerk te vervolg, en toe het hy 'n ontmoeting met Christus gehad en sy hele lewe het verander. En hy begin toe om kerke te plant en mense tot bekering te lei, en hy skryf 13 van die 27 boeke in die Nuwe Testament, 'n ongelooflike persoon waarvan ons lees ook in die Bybel. En
daar was geleenthede waar God bonatuurlik aan Paulus verskyn het. Die dag met sy bekering het die opgestane Jesus Christus aan hom verskyn. Hy het blind geword. Daar het iemand gekom vir hom gebid, hy's genees en hy het tot bekering gekom. En daar was 'n ander keer wat Christus aan hom verskyn het terwyl hy in die tronk was en dat Christus vir hom gesê het, jy moet uitgaan om die evangelie aan die mense in die Romeinse ryk te gaan verkondig. En dan was daar 'n geleentheid waar hy op 'n boot was en daar was 'n geweldige storm en 'n engel van die Here het vir hom na hom toe gekom en vir hom gesê, moenie vrees nie, want God sal julle red. En dit is toe presies wat gebeur het. So daar was oomblikke in Paulus se lewe waar daar regtig waar 'n bonatuurlike verskyning was en waar hy God se stem duidelik kon gehoor het oor wat hy moet doen of wat met hom gaan gebeur. Maar wat ons sien in Paulus se lewe is dat God Paulus in alledaagse omstandighede op gewone maniere lei, net soos wat hy elkeen van ons ook lei. In gewone omstandighede, onder gewone goed wat gebeur, deur alledaagse goed wat gebeur en deur gewone maniere om ons te kry op 'n plek waar ons moet wees. So Paulus het nie probeer om elke dag, alles uit te pleis oor wat is dit wat God wil hê hy moet doen nie. Daar was 4 maniere waarop die Here vir Paulus gelei het. Die eerste een was deur oop deure, die ander een was deur toe deure, die ander een was partykeer deur frustreerde planne, en dan was daar ook alledaagse keuses wat hy ook kon uitoefen. So as ons kyk na oop deure, dan lees ons in 1 Korintiërs 16 vers 8 tot 9. Ek sal egter tot Pinkster in Efese bly, want hier staan 'n groot en 'n belangrike deur vir my oop, maar hier is ook baie teenstanders. So Paulus sê dat hy gaan agterbly in Efese, want daar het 'n groot en 'n belangrike deur vir hom oopgegaan. So met ander woorde, daar is 'n deur wat God oopgemaak het, 'n geleentheid wat hy vir hom gegee het, om die evangelie te verkondig, om Jesus Christus met ander mense te deel. En baie van julle sal verstaan wat dit beteken. Dit beteken jy ewe skielik kry jy 'n werk, waarvoor jy nie aansoek gedoen het nie, of wat jy voor lank terug aansoek gedoen het en nou ewe skielik het daai deur oopgegaan. Dis 'n geleentheid wat God vir jou gee. Of dat iemand soek 'n persoon om te kom help by die kerk en jy besef dat, en die dominee sê, okay, daar's iemand, ons het hierdie mense nodig te help by die bazaar of help met die vrugte en al daardie tipe van goed en al die appelkose en of met die golfdag of wat ook al, en God sê vir jou, hier's 'n geleentheid. Hier's 'n geleentheid om iets te doen. En God maak 'n deur oop. So daar baie keer gebeur daar goed in ons lewens waar die Here net eenvoudig 'n deur oopmaak en dit is 'n geleentheid vir jou om iets te kan doen. Maar dan sê Paulus dat daar het 'n groot deur vir hom oopgegaan, maar daar's baie teenstanders. En wat dit vir ons sê is dat 'n oop deur waarborg nie dat die pad gelyk gaan wees nie, dat daar niks teenstand gaan wees nie. Want wat baie keer gebeur is dat wanneer die Here 'n deur oopmaak, dan bring die vyand teenstand om ons te laat dink maar dis nie die regte ding om te doen nie, of dit is nie regtig die wil van die Here nie. So wat jy moet verstaan is dat hoe groter God se geleentheid, hoe groter is die teenstand van die vyand in ons lewens. En die fout wat baie mense maak is dat hulle dink dat God het hierdie deur oopgemaak en nou is daar ewe skielik teenstand en daar's mense wat teen my kom en nou dink hulle, maar dit is nie God se wil nie. En dis waar mense die fout maak. Want jy moet verstaan is dat die vyand mors nie sy tyd met iemand wat nie doen wat God gesê het hulle moet doen nie. Hy mors nie sy tyd met iemand wat nie 'n bedreiging is nie. So dit wat ons baie keer moet verstaan is dat dan wanneer daar teenstand kom, beteken dit nie, dit is nie God se wil nie, dit beteken waarskynlik, jy is reg in die middel van God se wil, maar daar is teenstand van die vyand af wat na jou toe kom. So met ander woorde, die eerste deel waardeur Paulus gelei word, en waardeur ons ook gelei word, is dat God 'n deur oopmaak, en vir jou 'n geleentheid gee. Die tweede ene is dat God 'n deur toemaak.
In Handelinge hoofstuk 16, dan lees ons, dan skryf Paulus, hy sê, hulle het deur Frigië en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. So die Heilige Gees het hulle gestop om te gaan waarheen hulle moes gegaan het. Hoekom dit gebeur het, weet ons nie. Daar kan verskeie omstandighede wees, hoekom dit plaasgevind het, maar ons weet nie presies hoekom daai deur toe gegaan het nie, of hoekom God gesê het nee nie. In vers 7, toe hulle naby Mysia kom, het hulle probeer om na Betanië toe te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Weereens, by 'n tweede geleentheid, wou hulle gegaan het. Dis nie dat hulle rebels was nie, dis nie dat hulle iets moes gedoen het wat buitekant die wil van God is nie. Hulle wil die evangelie van Jesus Christus gaan verkondig, maar om een of ander rede is hulle verhinder om dit in Asië te doen, en hulle is weer verhinder om dit in Betanië te doen. So partykeer maak God deure toe, en hy sê, nee. En wat ons moet verstaan is dat, wanneer God vir ons sê nee, is dit nog steeds 'n rigtingwyser, dat ons nie in daardie rigting moet beweeg nie. Dat God deure toemaak. En dit is baie gerusstellend partykeer, want ons het planne, ons het in 2023, toe wou ons graag afgaan Wes-Kaap toe. Okay. En ek het aansoek gedoen vir die werk, en op 'n stadium toe die personeelagentskap vir my gesê, maar ek is op die kortlys, en dit lyk baie goed, dat ek die werk sal kan kry. En toe kry iemand anders dit, wat ek ken, wat een van my salesmense was, wat vir my gewerk het, kry toe die pos, en dit was moeilik geweest, want ons het al begin kyk na wat kos huise, en hoe lyk die plek, en al daai tipe van goeie. So, ons het planne gehad, en partykeer dan sê God nee, en hy beskerm ons teen ons eie planne, teen dit wat ons graag sal wil doen, en hy sê net nee. En soos liefdevolle ouers, as wat ons is, en wat baie van julle is, as daar partykeer wil jou kind goed doen, en dan moet jy sê nee, dit is nie 'n goeie ding om te doen nie. En dit is dalk dat God verkeerde deure toemaak om my en jou op die regte plek te kry, dat ons die regte ding moet doen. Dat waant ons sou gegaan het of wou gegaan het, is nie wat God wil hê ons moet doen nie. So hy werk deur oop deure, hy werk deur toe deure, en hy werk deur frustreerde planne. En baie keer dan dink jy maar, jy wil na skool na hierdie universiteit toe gaan, of jy wil hier gaan werk, of hierdie is die persoon waar jy mee moet trou, of jy moet hier 'n huis koop, of jy moet hierdie besigheid begin, of jy moet hierdie plaas aankoop, of jy moet nog beeste koop, of jy moet van jou beeste ontslae raak, of wat ook al, en as dit al hierdie planne, en dan misluk dit, en die deur gaan toe, die plan misluk, en ons is gefrustreerd. En verlede jaar, ons het baie veranderings in ons besigheid gehad, in ons maatskappy vir wie ons werk, en daar was groot tyd van onsekerheid, en ek het aansoek gedoen by 'n ander firma, wat ook 'n tak het hier in Welkom, en ek het 'n onderhoud gehad, en ons het gepraat en gesê, ek sal baie mooi inpas in hulle kultuur en al die goeders, en dit was soos in 'n dan deal. En die persoon in wie se plek ek moes gegaan het besluit om te bly. En ek is gefrustreerd, en ek wonder, gee God om? Is God nog lief vir my? Gaan ek die hele tyd gefrustreerd wees? En so maak ons planne, en God se nee is nie altyd net sleg nie, maar God se nee is baie keer sy beskerming. Dat ons nie altyd kry wat ons wil hê nie, dat ons baie keer gefrustreerd raak. En ons bid daaroor, en ons vra die Here, en ons dink alles is in plek, en dan kom ons planne net nie deur nie. En ons raak 'n bietjie gefrustreerd.
Wat jy moet verstaan van Paulus is dat daar is twee dinge in sy lewe. Daar was twee eienskappe in sy lewe wat deurkom. Van hierdie oop deur, toe deur, frustreerde planne, daaglikse keuses wat hy moes maak. Daar's twee dinge wat in sy lewe uitgestaan het. Die eerste ene is, hy was nie altyd seker wat gaan gebeur nie. En die tweede ene is, hy was nooit angstig daaroor nie. Hy het nooit ge-worry daaroor nie. Hy het nie altyd geweet wat gaan gebeur nie. En hy was nie bekommerd of angstig oor dit nie. 1 Korintiërs 16 vers 5 tot 7, dan sê hy, ek sal na julle toe kom as ek deur Macedonië gereis het. Moontlik sal ek 'n tyd by julle oorbly of selfs oorwinter. Jy sien hy sê, okay, dis wat gaan gebeur, maar hy is nie baie seker nie. Miskien gaan ek daar bly vir 'n week, miskien bly ek daar vir 3 maande of wat ook al die geval wil gewees. Hy is nie seker oor wat gaan gebeur nie. Sodat julle my kan voorthelp waarheen ek ook al mag gaan. Hy weet nie waartoe gaan God hom volgende stuur nie. Hy weet nie wat volgende gaan gebeur nie. So hy is nie seker oor wat gaan gebeur nie. Dan in vers 7, want ek wil julle nie nou net met die verbygaan sê. Ek wil julle nie net vinnig sien nie. Ek wil 'n bietjie vir julle kom kuier en kom sien hoe gaan dit met julle. En ek hoop immers om 'n tyd lank by julle te kan bly. So ek weet nie hoe lank ek gaan bly nie, maar ek hoop dit sal 'n lang tyd wees dat ons kan sien hoe dit met julle gaan en dat julle my kan aanhelp met die reis waarop ek moet gaan, indien die Here dit toelaat. Nie seker of die Here dit gaan toelaat nie. Nie seker of die Here hom miskien voor die tyd na iewers anders toe sal stuur nie, maar hy is nie bekommerd daaroor nie. Hy is nie bekommerd oor die feit dat hy nie weet nie, dat hy nie alles uitgepleis het nie, dat hy nie die plan het nie. Maar hy weet, hy skryf self in 2 Korintiërs 5 vers 7, dan sê hy, ons leef nie deur dit wat ons sien nie, maar ons leef uit geloof. Ons leef deur geloof en nie deur die dinge wat ons sien nie. Ons vertrou die Here. Absolute vertroue. Ons doen wat ons moet doen en partykeer is ons gefrustreerd, maar ons vertrou God vir die toekoms. Ons vertrou God dat alles sal uitwerk. En baie keer dan sê ons maar, ons wil presies weet wat gaan gebeur. Ons wil die hele kaart sien, ons wil die hele plan sien van wat gaan gebeur. En God doen dit nie. Want as God jou die plan wys, die hele kaart, dan sal jy dit nie doen nie. En ek kan getuig daarvan, want as God vir my gewys het wat in verlede jaar in ons maatskappy sou gebeur het, met mense wat weg is en alles wat gebeur het, as God van die begin af vir my daai gesien het, sou ek nie hierdie journey gevat het nie. Ek sou dit nie gedoen het nie. Maar God gee vir ons wat ons nodig het op die oomblik wanneer ons dit nodig het. Want God sê vir ons in Psalm 119 vers 105, dan sê vir ons, dan skryf die psalmskrywer, dan sê hy, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dat God gee vir ons die lamp vir ons voet, sodat ons weet wat is die volgende tree wat ons moet neem, en die lig vir die pad, sodat ons net kan sien in watter rigting ons moet beweeg. Hy wys nie vir ons die hele plan nie. Hy gee vir ons wat ons nodig het, om nou van een stap na die volgende toe te kan beweeg. En dan die laaste een, en dit is dalk die moeilikste een, is dat daar is daaglikse keuses wat ons kan neem. Dat God gee vir ons hierdie geleentheid om te kan kies, om 'n besluit te kan neem. Paulus sê, want ek het besluit om 'n winter te oor te bly in Titus 3 vers 12 en 1 Tessalonisense 3 vers 1, toe ons dit nie langer kan uithou nie, het ons besluit om in Athene agter te bly. Ons het besluit, ons het die keuse gemaak. Handelinge 15 vers 36, kom ons gaan kyk hoe dit met die gelowiges gaan. Kom ons neem 'n besluit om iets te kan doen in die koninkryk van God. Kom ons neem die besluit. Want in God se wil, sy soewereine wil, sy morele wil, sy toelatende wil, is daar 'n wil wat sê 'n persoonlike wil. Met ander woorde, dit is dat God jou 'n keuse gee om iets te kan doen. Dat God jou 'n brein gee om te kan dink en die vermoë om 'n keuse te kan neem. Om te kan kies. Om 'n besluit te kan neem. Maar nou sê ons maar, wat van as ons die verkeerde besluit neem? Wat van as ons nie doen wat God wil hê nie? Wat van as ons buitekant die wil van God beweeg? Wat van as ons 'n fout maak?
En dan sê die Here vir ons in 1 Efesiërs 1 vers 11, en sê hy, deur Christus het ons deel geword van die volk van God, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. So baie mense wil weet, moet ek hierheen trek, moet ek hier gaan bly, moet ek hierdie werk vat? Trek soontoe, bly daar, vat hierdie werk. Maar dit gaan nie oor waar jy is nie, dit gaan oor wie jy is. Dit gaan nie oor wat jy doen nie, dit gaan oor wie jy is wanneer jy dit doen. Is ons binne die morele wil van God? Is ons in verhouding met hom? Is ons nice met ander mense? Leef ons op die regte manier? Die plek maak nie noodwendig saak nie en die werk maak nie noodwendig saak nie. Dit gaan oor die persoon wie jy is in daardie werk of op daardie plek. Ons soek 'n kaart en God gee vir ons 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet. Ons soek sekerheid en al wat ons leer by Paulus is dat ons hoor nie altyd so duidelik nie. Dit is nie altyd iets teen die muur geskryf nie, maar wat ons kan weet is dat ons God kan vertrou. Dat ons op die Here kan vertrou en ons soek 'n plan en dan kom God en hy gee vir ons 'n persoon en daardie persoon is Jesus Christus en Jesus Christus is die goeie herder en in Psalm 23 dan staan daar dat die Here is my herder, ek kom niks kort nie, hy lei my neer in groen weivelde, hy lei my na waters waar daar vrede is en hy verkoop my siel, hy gee vir my wat ek nodig het om die persoon te wees wat God wil hê ons moet wees. God lei ons deur 'n oop deur, partykeer maak hy vir jou 'n geleentheid oop, partykeer maak hy vir jou 'n geleentheid toe, partykeer het jy planne en dit werk nie uit nie en jy is gefrustreerd en dan gee God jou 'n keuse om te sê maar kies. En ons is bang om te kies, want net dan maak ons 'n fout en ons is buite die wil van God. En dan kom Paulus en hy skryf in Romeine hoofstuk 8, hy sê, is daar enige iets wat ons kan skei van die liefde van God? En op 'n ander geleentheid dan sê hy, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, vir die wat hy geroep het volgens sy raadsbesluit. My vriend, my vriendin, partykeer neem ons die verkeerde keuses, maar selfs dit laat God uitwerk tot eer van sy naam. Selfs dit gebruik hy om sy groter doel te bereik, sy soewereine wil vir ons almal. So, maak 'n keuse. Stamp ons koppe, ja. Besef ons partykeer ons die regte besluit geneem, verseker. Maar God laat alles ten goeie toewerk vir die wat hom liefhet en vir die wat hy geroep het. So neem daardie stap, volg dit wat God vir jou wys. En as daar partykeer die wil van God nie duidelik is nie, dan het hy vir ons die vermoë gegee om te kan dink, om 'n besluit te kan neem. Maar hy het ook vir ons gesê gisterand, hy sê vir ons dat ons gedagtes sal vernuwe, nê? Dat ons sal weet wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. En soos wat ek vir almal sê, of vir die meeste mense sê, en soos wat ek vir myself ook sê, as jy besluit moet neem en jy twyfel, is dit reeds verkeerd. Neem 'n ander besluit. Maar mag die Here julle seën en mag die Here julle lei op julle pad. Mag julle die goedheid van God ook vanaand ervaar. En dan is ons môre aand in ons laaste deel wat ons gaan praat oor spreek Here, oor 'n gebed wat ons kan bid en wat dit beteken vir ons en hoe ons onsself moet voorberei om te hoor dit wat die Here vir ons sê. Here, ons dankie Here dat U ons lei deur die woord, dat U vir ons die rigting wys en partykeer is U stil en U gee ons die geleentheid om self te kan besluit en dat ons vrede sal hê in ons harte wanneer ons die besluite sal neem en dat ons sal weet dat U alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat U geroep het en vir wie U lief is. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.